Goeiedag, liewe luisteraars, wat 'n voorreg. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Ons is bly, ons is verheug, ons is opgewonde. Man, ek sê vir jou, ons is aan die brand vir Jesus, want die olie is binne in ons, okay? Die olie is wat die lig bring, die olie maak lig, so die olie is die woord, en ons is aan die brand vir die Here. So, familie, ons gaan vandag, ek het weer vir Pastor Ricardo met ons, en hy gaan vandag vir ons sommer wonderlik bedien, en ek wil sê, maak jou lekker gemaklik, jy weet, soos ek altyd sê, sit met jou notaboekie reg, haal die Bybel uit, en dan kan u saam met ons deur die woord van God gaan. Pastor Ricardo, hoe gaan dit vandag? Gaan goed, apostel, deur die genade van die Here, is kan nie klaar nie. Ons is hier, is 'n nuwe dag, 'n nuwe geleentheid weer om die dierbares die woord van die Here te deel. Amen. En ek wil vir u dankie sê vir die voorreg en die goddelike geleentheid om te deel uit die woord van die Here uit. Daar sê, en julle, ek kan vir julle sê, dis 'n man wat, ek gaan nou sê, 'n gebore leraar, nee, hy's 'n leraar van die woord, en die Here het hom regtig gesalf met hierdie gawe, en so ontvang hom, en u sal geseën wees. Pastor Ricardo, ek gee sommer onmiddellik oor vir u. Amen, dankie apostel, dankie. Groete luisteraars in die wonderlike naam van ons koning Jesus Christus. As ons kan gaan na die skrif wat ek gaan lees vir julle is in die boek van Johannes, die evangelie van Johannes 1 hoofstuk 12. Amen. Johannes 1 vers 12. Hoofstuk 1 vers 12. Hy sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee, om 'n kind van God genoem te kan word aan hulle wat in sy naam glo. Yes. Die woord van die Here sê, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee, om 'n kind van God genoem te kan word. Nou apostel, daar is baie possibilities binne-in net om 'n kind van God te word. Die woord van die Here sê, almal wat hom aangeneem het, Ja. aan hulle het hy die mag gegee. So dit sê vir my dat jy gaan die mag moet gebruik. Verstaan? Jy sien net 'n kind van God. Jy kan niet 'n kind van God genoem word net omdat jy hom aangeneem het. Maar jy gaan die mag moet gebruik wat die Here aan jou gegee het, sodat jy deur God 'n kind van God genoem te kan word. En dit is een van die possibilities, dit is een van die moontlikhede wat het is om 'n kind van God te wees, wat ons vandag hiervan gebruik. Ja. Dit is een van die possibilities. Ons moet eendag praat van die possibilities wat het is om 'n kind van God, om die Here aan te neem. Net om hom aan te neem, daar is verskillende moontlikhede, daar is verskillende possibilities. Een van die moontlikhede is om 'n man van God te word. Is om die woord van die Here te kan deel. Is om dit wat u doen, die ministry, prys die Here Jesus wat u besig mee is om uit te gaan. Maar om 'n kind van God genoem te kan word, daar is 'n mag. Die Bybel sê, hy sê, uit aan almal wat hom aangeneem het, het hy die mag gegee, om 'n kind van God genoem te kan word. En wanneer jy die Here aangeneem het, dan gaan die vyand alles probeer. Daarom sê die woord van die Here in die boek van Timoteus, 2 Timoteus, sê dat, en die wat godsvrugtig wil lewe, sal vervolg word. En daai is die toets waar dit jy gaan moet gaan. Die selle wat die Here deurgemaak het, is wat ons gaan moet deurmaak. As kinders van die Here. Ons gaan getoets word. En gewoonlik wat die vyand maak, hy gebruik gewoonlik die mense wat die mees naaste aan jou is. Om jou op alle vlakke te toets. Mense wat jy uit jou pad het gegaan het. Mense wat jy groot gemaak het. Ek weet, daar is vandag moeders en daar is vaders wat in teleurstelling sit. As gevolg van mense wat hulle in 'n huis hulle aangeneem het. En hulle is teleurgestel. Kinders van die Here wat vasgevang is in teleurstelling. Maar en 'n ding wat 'n mens bind is wanneer jy nie daardie mag gebruik nie. Die woord van die Here sê dat in die tyd toe die Here Jesus net nadat hy gedoop was, sê God uit die hemel uit, die is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. En een van die redes hoekom God dit kan gesê het, is omdat God kan gesien het, vooruit gesien het, dat hy hierdie mag gaan gebruik. Never mind waar hy deurgaan. Daar's ewen 'n tyd in die tyd van in die tuin van Getsemane, waar die Here Jesus 'n gebed doen en hy vra vir die Vader, Vader,
as dit u wil is, neem hierdie beker van my af weg. Yes. Hy sê, nogtans nie my wil nie, maar laat u wil geskied. Want because wat die Here Jesus hy het gesien, hy het vooruit gesien wat hy deur gaan maak. En hy het 'n gebed gedoen en het gevra, Vader, neem hierdie beker van my af weg. Nogtans nie my wil nie, want in daai moment was dit nie die wil van die vlees om daardie vervolging, om daardie persecution, om daardie tyd van seer deur te maak nie. Maar hy sê, nogtans nie my wil nie, maar laat u wil geskied. Yes. En daarom sê die woord van die Bybel sê, hy sê welgeluksalig, terwyl die Here Jesus praat by die bergpredikasie, woord van die Here praat in die boek van Matteus 5 van die bergpredikasie, waar hy die saligsprekinge doen. Hy sê, welgeluksalig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. En dan sê hy, welgeluksalig is die vredemakers, Yes. want hulle sal kinders van God genoem word. En dit is die mag wat God ons gegee het, om 'n kind van God genoem te kan word. Jy moet 'n vredemaker is. Daarom gaan die vyand alles in sy vermoë probeer om jou seer te maak, om mense teen jou op te maak, sodat jy nie kan vrede maak nie. Hy wil nie hê jy moet beweeg in die vrede van die Here nie. Want dit is wanneer jy 'n vredemaker is wanneer jy 'n kind van God, nie deur mense, maar deur God genoem word. Yes. Is wanneer jy deur God, is niks om deur die mense 'n kind van God genoem te word nie. Maar wanneer jy deur God 'n kind van God genoem word, maar jy gaan moet 'n vredemaker is. Daarom sê die woord van die Here, hy sê welgeluksalig is die wat rein van hart is. Is onmoontlik om vrede te maak as jy nie rein van hart is nie. Jy gaan moet rein van hart is om te kan vrede maak, om vrede te maak met die verlede. Never mind wat dit is wat jy deurgemaak het, wie jou seer gemaak het, wie jou teleurgestel het. Ek weet veral in die bediening is daar baie teleurstellings. Ons is binne in teleurstelling omdat ons miskien iemand verloor het wat ons op staat gemaak het. Iemand wat miskien saam met ons die bediening begin. Ek weet daar's miskien 'n man of 'n vrou van die Here wat vandag sit binne in 'n teleurstelling, omdat iemand het weggestap uit die bediening uit. En dit was miskien 'n staatmaker gewees. Maar ek wil vandag vir u sê, maak vrede. Yes. Never mind wat gebeur het, maak vrede. Ek weet, jy het miskien uit jou pad het gegaan, jy het daardie persoon deur die skool gevat, jy het hom opgelei, jy het hom opgerig, maar maak vrede. Want dit is daardeur wat jy deur God gerecognize word as 'n kind van God. Yes. Yes. Ons dink sometimes, apostel, dat omdat die Here ons gebed antwoord, dat ons is geaccept aan die Here. En nou die Here noem 'n skrif, hy sê en daar gaan 'n tyd kom in die oordeeldag, hy praat van die oordeelsdag, wanneer daar mense gaan kom wat sal sê, Here, ek het dan in die naam geprofeteer. Ja. Here, ek het duiwels uitgedrywe. Yes. Here, ek het tekens en wonders gedoen. Dan sal die Here sê, gaan weg, julle vervloektes, want ek het julle nog nooit geken nie. Ken nie, ja. En ons verstaan dat om in die krag van die Here te beweeg, moet jy 'n man van gebed wees. Maar deur daai skrif wys dit vir ons dat net gebed is nie net omdat God altyd ons gebede antwoord. Dit sê nog nie, jy word geaccept deur God as 'n Yes. kind van God nie. Maar dit is net wanneer jy 'n vredemaker is. En daarom wil ek iemand vandag bemoedig. Maak vrede. Maak vrede, ja. En die woord van die Here praat van 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Wat ons harte en ons sinne bewaar. Dis een ding wat die vrede van God maak. Ja. Daar is mense vandag wat ontevrede is. En die woord van die Here praat van die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dis hoekom mense sometimes nie vir jou kan verstaan nie. Never mind wat hulle aan jou doen. Never mind hoe hulle op jou neerkyk. Never mind hoe hulle agteraf van jou praat. Jy het vrede met hulle. Ja. Jou gesindheid bly dieselfde. Jy verander nie. Daarom sê die woord van die Here, hy sê laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Om 'n kind van God deur God genoem te word, jy moet jy 'n vredemaker is. So. As jy nie 'n vredemaker is nie, kan jy wat gedoen het op aarde. Jy kan wat 'n groot ministry gedoen het. Ons kan alles dit doen wat ons hier doen, apostel. Maar as ons nie vrede gaan maak, is alles te vergeefs. Daarom sê die Here Jesus, hy sê welgeluksalig is die vredemakers, want hulle sal 'n kind van God genoem word. Nie deur die mens nie, maar deur God. Deur God. Awesome. En ek dink nou so op Pastor Ricardo dat in Romeine 8 sê die skrif, hy sê the Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God.
And if children, then heirs, heirs of God and joint heirs with Christ. If indeed we suffer with him, that we may also be glorified together. Yes. Maar hy sê mooi daar, hy sê, die Gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders Yes. van God genoem te word. Het laat my dink aan, as jy nou interview, nie interview nie, maar jy het nou iets wat jy moet invul, of het nou by werk is, of wherever, dan is daar altyd 'n gedeelte wat sê, as jy Christen, Muslim, whatever, Yes. en dan mense wat Christen opgegroei het, hy gaan sê hy's 'n Christen. Yes. Dis mos nou maklik. Yes. En dis nou maklik om te doen en die wêreld gaan dit aanvaar. Yes. Maar as ons nou kom by soos wat u praat oor dat God gee ons die mag om Yes. kinders van God genoem te word, dan getuig die Gees Yes. saam met ons gees Yes. dat ons kinders van God Amen. is. En dit is die ding dat, soos jy daar gesê, dat nie as mense vir jou sê, dis 'n kind van God nie. Want ons moet onthou dat omdat jy nou jy weet, 'n taai dra, broer, wil dit sê jy's 'n kind van God nie. Yes, exactly. Omdat jy nou, jy weet, 'n hoed dra, suster, dit maak jou nie 'n kind van Yes. God nie. Die kind van God is iemand wat wil eintlik sê as stempel Yes. gekry het van God af. Is net so. Jy, soos Jesus, hy sê, vandag genereer ek jou. Yes. Jy's my geliefde seun, in Amen. wie ek welbehaag. Yes. So actually God is sealing you Yes. when he says you are a child of God. Amen. En die vyand weet dit. Dat laat my nou so dink aan toe die 7 seuns van Skiba, Yes. en hulle het daar gekom in die naam van Jesus wat Paulus gepreek het. En op die einde van die dag, toe moes daai manne hardloop. Yes. Toe staan hulle beskaam. Toe staan hulle beskaam, want die duiwel sê vir hulle, maar ons ken vir Paulus en ons ken vir Jesus, maar wie is Wie is julle? julle? So is maklik om te sê, ek is 'n Yes. kind van God, Is net so. maar word jy geerken deur die geestelike riekalm. Amen. En die geestelike riekalm is God en die demoon. Yes. Ons dink baie keer is net God. Yes. Die hemel is vir God, maar die geestelike riekalm Yes. is enige gees, dis Satan, en so kan ons aangaan. Awesome man, die vredemakers, laat my nou dink ook aan, ons het vrede met God deur ons Here Jesus Christus. Yes. Nommer 1. Jesus het hy versoening gebring. Yes. Ons was vervreemd van God, Amen. ons het die vrede met hom gehad. Yes. Jesus kom en hy kom as 'n middelaar, hy kom as die een wat sterf vir ons sonde, Yes. en hy bewerkstellig dat daar vrede kom tussen ek en God. Amen. En ek dink ook dis wat Jesus daar vir ons wil sê, is daar vrede tussen jy en God? Yes. Hy praat daar op die berg by die kaas, hy sê, die vredemaker sal kinders van God genoem word. Jy kan kerk gaan, maar dat wil nie sê jy het vrede met God nie. Ek sal altyd sê, as ek die vraag vra, en dan sal mense nou snaaks kry, maar dan gaan net, Pastor Ricardo, as ek nou sê vir 'n dag, 2 dae, 'n week, 'n maand, maak nie saak hoe lank, in 'n garage staan, waar 'n kar nou gepark word. Yes. Maak nie saak hoe lank ek in daai garage staan nie. Gaan dit van my 'n kar maak? Het gaan nie. Dit gaan nie. En dieselfde is soos om in 'n huis en 'n kerk te sit, soos ons sal sê. Dit maak nie van my kind van God nie. Yes, exactly. As 'n besluit wat ek moet neem. Yes. En dit maak dan dat daar vrede kom. Amen. Ek aanvaar eintlik dan wat Jesus kom doen het. Yes. Want hy het die vrede bewerkstellig. Yes. En omdat ek Jesus aanneem, aanvaar ek nou God en die vrede word bewerkstellig. Yes. Ek confirm dan eintlik, Yes. Here, dankie, U het vir my gesterf. U het my sonde weggeneem, maar U het ook vrede gemaak. Ons weet die Bybel sê dat ons sonde het 'n skeidsmuur geword Yes. tussen ons en God. So daai het gemaak, daar's nie vrede nie. Yes. En die oordeel van God,
the wrath of God was upon the disobedient. Tot vandag toe. As ek nie God Jesus aanvaar nie, dan is ek onder die oordeel. Yes. Ek is al reeds geoordeel. Maar wanneer ek daai besluit neem, dan vind die transition plaas vanuit die donkerte in die lig. Vanuit 'n plek van waar ek geen vrede met God gehad het nie, kom ek nou na 'n plek waar ek vrede met God het. En dis so mooi waar ons met God vrede kan hê deur Jesus. Yes. Ek meen, wat as een of jouself moet dink nou, dat hoe kan 'n mens, jy het vrede net met mense, maar jy het vrede met God nie? Yes. Dat is die grootste moeilikheid. Ek meen, jy het alles, mense tevrede gestel, maar die grootste ding was, ek het nooit vrede met God gehad. Sure. My sonde het gemaak dat daar nie vrede is nie. Because God hates sin. Yes. Maar enige iets nog van u kant af? Ja, nee, net soos jy gesê het, apostel, dat jy moet 'n vredemaker is. Yes. Jy moet 'n vredemaker is om in die vrede van die Here te beweeg. Jy moet die Here Jesus aanneem Yes. om as jou persoonlike saligmaker. En dan moet jy vrede maak. En vrede lewe. En dit is gewoonlik die swaar ding wat baie mense nog nie kan oorgaan vanuit die duisternis in die lig nie. As om vrede te maak met die verlede nie. En ek het so 'n persoonlike getuienis. Ek het geen verhouding met my pa gehad voorheen. Sure. Daar was geen verhouding tussen ons nie. Maar die dag toe ek my hart vir die Here gee, never mind wat hy gedoen het, Sure. toe moet ek gaan en gaan vrede maak, want ek is nou in die lig. Yes. So never mind wat in die verlede gebeur het, of hy my teleurgestel het, of hy nie daar vir my was nie, maar ek moet uitgegaan het, want ek is nou in die lig. Yes. Ek kan nie nou terugkyk en gaan kyk wat gebeur het, wat het gebeur tussen hy en my ma nie, maar ek moet nou uitreik, want ek is in die lig. Wow. En dis een ding wat so ook so belangrik is, om in die lig van die Here te beweeg, sodat ons kan sien om vrede te maak. Yes. Van wanneer jy in die duisternis is, gaan jy net kyk na wat die ander persoon gedoen het, Ja. maar jy gaan nooit kan uitreik nie. Want jy kan nie sien, jy sien nie die lig wat die Here vir jou aanbied, jy kan nie die toekoms sien nie. En daarom is dit so belangrik kind van God, om 'n vredemaker te wees. Never mind wat gebeur het in die verlede, maak vrede. Maak vrede. As jy 'n kind van God genoem wil word. Nie deur die mense, maar deur God. Maar deur God. Dis my bemoediging vandag, apostel. Amen. En so mooi net dat waar Jesus hy praat nou toe saam met die disippels oor om deur die oog van 'n naald te gaan. En hy praat van die ryk mense. Yes. Right? En hulle dink hulle self, maar Here, hoe is dit moontlik? Daar's so 'n vertaling wat ek like. Ek dink as die New Living Translation stel daai skrifgedeelte so mooi en duidelik. Maar in elk geval, en hulle vra, hoe is dit moontlik? Deur die oog van 'n naald. Hy praat mens daar, hy het 'n gelykenis gemaak daar ook, Yes. van die kameel wat deur die oog van 'n naald. So moeilik sal dit wees vir 'n ryk man om deur in die koninkryk in te gaan. Hoe is dit moontlik, Here? How is it possible? En hy sê, Jesus sê, wat vir die mens onmoontlik is Is by God moontlik. En eintlik wat is vandag wil sê, liewe luisteraar, is nie maklik altyd om vrede te maak nie. Yes. We know that. Soms voel dit impossible. En ek kan sê dat moontlik lyk die situasie impossible. Iemand het jou kind vermoor. Sure. It's impossible. Menslik gesproke is onmoontlik. En ons sê dit baie kere. Ek sê ook, ek sal hom nooit vergewe nie. Sure. Ek sal nie vrede maak nie. Want as jy vergewe, dan maak jy mos vrede. Yes. Ek sal nooit nie. But what is impossible with men is possible with God. Amen. Dit bring ons weer terug na die Here, God toe, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Yes. Dit sê eintlik vir jou, luisteraar, dat jy moet jou vertroue in God sit. Want is die Here wat ons in staat stel om te kan vergewe. Yes. Is die Here wat ons in staat stel om vrede te maak. Amen. Ek dink in u getuienis dat u pa het nooit geken nie, daar was 'n verhouding nie. Yes. Hier neem u die Here aan
Die Here gee vir u die krag Om vrede te om maak. vrede te maak. Hy stel u in staat Yes. om vrede te maak. En so hoe wonderlik werk dit, die sequence, vrede met God, vrede met mense. Amen. En dis so wonderlik. Once ek vrede met God het, en ja, jy gaan dit nog moeilik vind om, al is jy by die Here, want die teleurstelling is soms van so 'n aard, dat dit voel, joh, nee Here, dat ek hom te seer gekry. Sure. Ek dink ek kan oor dit kom nie. Is te erg. What is impossible with men is possible with God. Amen. En ek dink vandag wil die Here iemand ontmoet en ons wil vandag, we want to release that grace of peace. Jy wat sukkel vandag met een of ander situasie, een of ander ding wat in jou lewe gebeur het. Molestering en verkrachting. Ek Sure. sien vandag dat die Here wys my daar's iemand wat sit met dit. Jy was verkragt en dit was 'n familielid. Jy was gemolesteer. Dis actually 2 goeters wat daar gebeur het. Molestering en verkrachting. En ons wil vandag saam met jou bid dat die Here jou sal vrede gee. En jy hoef nie vandag sleg te voel nie. Want die Here het geweet daar gaan 'n tyd kom soos nou Amen. waar hierdie boodskap uitgaan. En God gaan jou jy sien wanneer 'n woord uitgaan, geliefde, en ek wil net dit sê, dan bid ons. Wanneer 'n woord uitgaan soos dit vandag, it comes with grace. Jesus kom, die redder van die wêreld, maar hy kom met genade. Amen. En so kom hierdie woord met genade. En Vader, reg nou, daar wat daai persoon sit, is meer as een persoon wat ingeskakel is. Ons bid nou, Here, soos wat hierdie woord uitgegaan het, ons Yes, dank U Lord. vir die woord wat U in Pastor Ricardo se hart gegee het. En we release that grace, oh God, In die naam van dat hy Jesus. persoon nou die krag en die moed sal vind om vrede te maak. Yes, Lord. Dankie Dankie, Heilige Jesus. Gees vir die ondersteuning en dat U daardie persoon help. En ons weet reg nou dinge verander. Ek sien nou terwyl ek bid dat iemand sit, iets het met jou gebeur en obviously het baie seer gekry en jy het nie vrede nie. En sien, kyk nou wat hier gebeur. Deur dit is daar 'n siekte in jou lewe Sure. as gevolg van die seer wat jy met sit en die feit dat daar nie vrede is nie. En dis baie kere sit mense met 'n toestand, 'n siekte, is asma baie Yes. kere. Maar die asma is nie eintlik omdat dit is net daar nie, maar dit is iets wat in jou lewe is. 'n Vergifnis wat moet kom en jy moet vrygemaak word. En hoe kry ek dit reg, Here? Hoe is dit moontlik? Wat vir die mens onmoontlik is, as by God moontlik. Ek wil net dit noem, Pastor Ricardo, vir ons afsluit. Binnekort gaan ek met iemand sit en ons gaan 'n boek tipe van 'n review doen, 'n interview doen, en ek dink dit gaan baie aansluit by vrede, by dinge wat jy in jou lewe getrotseer het en wat jy oorgekom het. En ek glo hierdie boek gaan regtig kom as lig. Dit gaan kom as 'n help en ek wil jy moet ingeskakel wees. Ek wil eintlik aanmoedig, volg die programme. Elke donderdag aand om 9:00 en herhaling die Vrydagoggend om 11:30. En ons gaan binnekort hierdie persoon gaan ons interview. Maar die Here seën vir Pastor Ricardo, laaste woorde van u kant af. Geseëne aan vir julle kykers en ons glo dat die Here het genesing gebring. En dis net so apostel gesê het, die siekte is sommige keer net die simptoom, Yes. maar die actually probleem is dat moet vrede gemaak word. Amen. En dis net soos u gebid het dat wanneer die Here 'n woord gerelease het, He sent his word to heal us, to heal them. Die Here het 'n woord gerelease om jou gesond te maak. Amen. So vat daardie woord en maak gebruik daarvan en beweeg in die vrede van die Here. Amen. En tot volgende week vrede vir jou. Amen. Amen.